daar's hy. Daar is ons nou terug op die lag. So, wat 'n wonderlike voorreg om jou te kan groet vanoggend in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Om jou te vertel, moenie opgee nie, moenie moedeloos raak nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Daar is niks wat die Here jou nie kan help nie. Die Bybel sê, waar jou hart is waar jou skat is. Maar moenie moedeloos raak, moenie memoreer nie, moenie mou nie. As dit 'n bietjie koud is, so ja, bly stil, trek vir jou warm baadjie aan en dien die Here. Loof en prys hom. Want ons moan gewoonlik as dit koud is, ons moan as dit warm is, ons moan as dit reën, ons moan as dit nie reën nie. So, dit lyk amper of ons nie weet wat ons wil hê nie. Maar op die einde van die dag loop ek en jy deur omstandighede, probleme, ons vind onsself in 'n situasie waar dinge baie moeilik is. En die oplossing is baie duidelik vir ons, en dit is Jesus Christus. Jesus is die antwoord. En vandag wil ek vir jou sê, moenie kyk op jou gevoelens nie, moenie kyk op jou emosies nie, alles laat jou in die steek. Die Here is vir ons en nie teen ons nie. En daarom kan ek vir jou sê, die Here het jou so lief. Mens, kom ons dien die Here. Laat staan jou nonsens en kom dien die Here. Laat staan jou slimheid. Die Here soek nie slim mense nie, hy soek nederige mense, hy soek gewillige mense, wat net na hom luister. Dit help nie ons probeer slim wees en eie wys en daai goed werk nie, want dit laat ons val, struikel en mismoedig raak. Kom ons dien die Here, ons het die Here nodig in alles wat ons moet doen, in alles wat ons doen vandag. In ons wandel, in elke tree het ons die Here nodig. Ons het sy leiding nodig, ons het sy liefde nodig, ons het sy vertroosting nodig. Ons het die Here se wysheid nodig, sy leiding nodig. Kom ons dien net die Here, man. Al wat jy doen, maak jou hart oop en dien die Here. Jy het nie steps nodig nie, jy hoef nie te gaan leer in daai klas van goed om die Here te dien nie. Maak net die Bybel oop. Dien die Here met die opregtheid van jou hart. Dis al. Die Here is daar en hy wil graag deel wees van jou. Hy wil in jou lewe wees. Luister hierso in Psalm 107 vers 20. Hy het sy woord gestuur. God het sy woord gestuur. Die woord sê vir ons sal nie van brood alleen lewe, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Die woord sê vir ons in Jesaja, die woorde wat die Here spreek, sal voorspoedig wees, sal doen, sal dit hom behaag, en dit waarvoor hy dit gestuur het. En dit kan nie leeg terugkeer nie. Nou sê hierdie woord in Psalm vir ons, hy het sy woord gestuur. Onthou, God het ook sy woord gestuur, sy woord het mens geword, sy woord het vir ons sondes gekruisig, en hy het gesterf, maar sy woord se naam is ook Jesus. Hy het gesterf, hy het opgestaan uit die dood uit, hy het opgevaar na die Vader, sodat ons die belofte kan ontvang. Nou sê hy hierso, hy het sy woord gestuur. Kom ons vat God se woord, kom ons vat die woord wat die Here gestuur het, en ons bære dit in ons harte. Here, u het die woord gestuur om te sê, u sal my nie begewe of laat. U het die woord gestuur om vir my te sê, as ek in die hand is, wie sal my dalk? Here, u het die woord gestuur, Here. As u vir my is, wie kan teen my wees? Kom ons vat die woord wat die Here vir ons gestuur het. Dan sê die woord verder, dat hy hulle kon gesond maak. Baie van ons mense is siek, maar ons mense wil siek wees. Hulle wil nie gesond wees nie. Dit is nou ongelukkig die waarheid, want hulle roep siektes, hulle is siek van die môre tot die aand, en God is die een wat gesond maak. Hulle loop die Here een oomblik saam met ons, en die volgende oomblik dan roep hulle weer die siektes, dan is hulle weer so siek.
Maar God is die een wat genees. Maar hulle wil nie na God toe draai nie. Hulle wil siek wees. Almal moet hulle jammer kry. Almal moet nou sê, "Ag, shame." Nee, daai dinge werk nie. As jy die Here dien, dan dien jy hom opreg. Jy dien hom met 'n opregte hart. En dan sê die woord ook vir jou, en hulle uit hulle kuile uitred. Ja, die Here is die een wat ons red, man. Want as God vir my is, as ek siek is, dan sal hy my gesond maak. Die Bybel leer dit vir my. Deur sy wonde is ek genees. En ek kan in hom glo. Maar hoekom ons mense ook siek bly is, omdat hulle nie glo nie. En die ander ding is, hulle kan nie glo nie, want hulle het God beroof van sy tiendes. So hulle moet siek bly. Want God kan hulle nie gesond maak nie, want hulle lewe alleen. Hulle lewe alleen. En God is nie daarin nie. Mense, ons doen en late getuig daarvan. Jou wandeling, of jy regtig opreg is met die Here, wys dit manifesteer. Mense, een oomblik dien hulle die Here, die volgende oomblik is hulle so dik bekke opgeblaas. Hoe is hulle gevul met die Gees? Hoe is hulle gevul met die Gees? En dan besef ek maar, hulle dien nooit regtig die Here nie. Want as jy die Here dien, kan jy nie opgeblaas wees nie. Jy kan nie mismoedig raak. Want hoekom? Die Gees gaan jou nie so toe lei nie. Mense, ons moet die Here aanhou dien. Ons kan nie ophou nie, ons moet aanhou, ons moet deurdruk, ons moet opgewonde wees, ons moet bly wees, ons moet die Here van ons harte afdien. Ons moet in hom glo. In alles. Nie net wat ons wil nie. In alles. Ja. Kom ons bid. Here, Abba Vader. Ons kan net vir oggend voor U almagtig. Here, ons kan alleenlik na U toe kom deur U Seun Jesus Christus wat die weg is, die waarheid is, die lewe is en die lig is. Here, wat ons sondes op hom geneem het. Wat opgestaan het uit die dood uit. Ja, Here. Wat opgevaar het na U toe. Here, sodat ons die belofte kan ontvang van die Heilige Gees. Here Vader, vanoggend besef ek net weer eens hoe groot is U almag. Here, hoe groot is U my God. Here, ek wil eerder by U wees en ek wil eerder by U skuil. Ek wil eerder U my rotsvesting. Here, ek het U so nodig, Here. Here, ek kan nie links of regs kyk nie. My vertroue is in 'n lewendige God, Here. Here, ondersoek my hart en sien of daar enige bedrog is, Here. Here, kyk of ek vir U lieg, Here. Kyk of ek U bedrieg, Here. Here, help my in my swakheid, Here. Here, want U het U woord gestuur. Here, en U woord het uit die mond uitgegaan. Dit behaag U, Here. Dit is kragtig, Here. U is 'n waarmaker van U woord. Here, vanoggend kan ek nie, Here, met twee gedagtes wandel nie. Here, vanoggend dien ek die Here. Here, ek gee nie om hoe dinge lyk nie. Ek gee nie om hoe die storms lyk. Ek gee nie om hoe die riviere opkom nie. Ek gee nie om hoeveel probleme ek het nie. In die middel van alles glo ek in U vanoggend, Here. Want daar waar ek is daar waar U is. En Here, en daar's kalmte en vrede. En Here, ek kan vanoggend opkyk met groot vreugde na U. Here, en ek kan dankie sê vir 'n God soos U. Vir 'n God wat getrou is, 'n God wat waardig is, 'n God wat hom beskryf, 'n God wat in die situasie is, en 'n God wat die kalmte bring. Here Vader, daarom kan ek net vanoggend my hart oopmaak, my oë opslaan na U, want ek weet dis waar my hulp vandaan kom. Here, U woord sê ook, Here, wat U gestuur het, sodat U ons kan red uit die kuile, Here.
uit die verdrukking, uit die mismoedigheid uit die omstandighede uit. Here, en nogtans sal ek my verbly in U, nogtans sal ek in U glo, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek juig, nogtans sal ek dans voor U troon. Here, ek loof en ek prys U, want U is God. U is die waardige skepper van hemel en aarde. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ja, Here. Here, red Suid-Afrika, red ons mense wat met twee gedagtes loop, Here. Red ons mense waar ons mismoedig is, Here. Red ons mense, Here, waar ons nie glo in U nie, waar ons een oomblik U dien en die volgende oomblik ons oë afval, Here. Here, red ons, Here. Here, help ons dat ons werklik tot bekering kan kom. Help ons dat ons werklik in U kan glo. Here, stort U Gees werklik in ons harte uit. Here, laat ons, Here, kan beleef die vure van die hemel. Here, want ons mense gee voor, Here. Vergewe ons mense, dat ons voorgee ons is gevul, Here. Here, Vader, vergewe ons. Here, laat die vuur uit die hemel uitval, laat dit alles verteer wat alleen is in Jesus naam. En Here, bring ons terug op ons knieë in die magtige naam van Jesus Christus. Here, seën ons. Seën ons asseblief, Here. Here, dankie in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Seën ook Israel, Here, behoed en bewaar hulle, beskerm elke man, vrou, kind daarso. Voorsien aan hulle, Here. Beskerm hulle, Here. Gee hulle leiers goeie insig, wysheid, kennis om die land te bestuur. Here, en dankie dat ons ook kan bid vir die vrede van Jerusalem. In die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Alles tot eer van God die Vader, God die Seun, God die Heilige, God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Heer, Yahweh, onze Vader, die almagtige God. Alles tot eer van U heilige naam. Ja, Heer, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. Dis hy. Mense, 'n wonderlike mooi dag vir julle. Wees geseën, wees gegroet en weet vandag gaan 'n goeie dag wees. Sien uit wat die Here in store. En onthou dan, ek sal seker weer vanmiddag so hierso by 3 uur se kant weer my uitsending moet doen van kom saam, want vanaand het ek 'n meeting, so ja. Wees geseën, wees gegroet dan tot vanmiddag toe. So shalom julle.